Eendag, lang gelede, terwyl die diere lê in slaap in die bosveld, kom daar wildiewe en doen wat? Steel 4 klein springbokkies. Toe hulle wakker word, is daai springbok mamas en papas verskriklik hartseer en koning Leeu weet. Hier is moeilikheid. Hulle het 'n boba spoorsnyer nodig. Die san. Die kooi en die san is verskriklike goeie spoorsnyers. Maar mense werk nie saam met leeu's nie. So wat maak koning Leeu? Hy kry eystervark. 'n Eystervark loop met sy snoet laag op die grond. Eystervark is wel vol pen en niemand wil agter hom aanloop nie, maar die eystervark kies hierdie pad van hierdie wildiewe, want hulle het met 'n 4x4 gekom. Hulle volg daai spore deur die bosveld, grasse, sand, oor droë rivierbeddings en dan deur 'n rivier. Tot wat die eystervark sê, ver genoeg. Van daar af het koning Leeu 'n jakkals gekry om vooruit te hardloop. Jakkals het gery. Waarheen is hierdie wildiewe? En dit was daardie aand teen skemertyd. Toe kom hulle daar by hierdie wildiewe se kamp aan. Maar raai wat? Daar was nie 'n manier dat hulle kon inkom en hierdie klein springbokkies kry nie, want die wildiewe se kamp se muur was 4 meter hoog. Dis baie hoog. Ja, koning Leeu het daar vir sekretaris Voël gevra om oor te vlieg. Daai muur was so breed soos 'n kar. Vlakvark, olifant, renolsterbuffel, niemand sal kan deurbreek nie. Die deur was massief. Vir hulle trok om deur te kom. Binnekant kan hulle hoor die manne lag en is te bly oor hierdie springbokkies wat hulle gevang het. Nie net dit nie. Op 'n ander plek in die bosveld het hulle 2 renosters gevang. 4 olifante ook. 2 muurvreters en 'n itermagog. 9 ratels. Daar was so baie wilde diere en koning Leeu het geweet. Hier gaan ons 'n plan moet maak, want ons gaan nie laat hierdie wildiewe wegkom met al hierdie diere nie. Daai muur was hoog, uit klip en bakstene. Daai hek was 'n staalhek gewees. Met halwe bome. Dink jy gaan daardeur kan breek? Nee. Koning Leeu moes 'n plan maak. Hy het natuurlik daar die hele aand wakker gerê en hy het gerol op die gras heen en weer. Elke keer as hy rol, ritsel die gras. En die koning Leeu lê daar. En toe kom die uil en sê: "Hey, koning Leeu. Hoekom lê jy so rondrol hierso? Jy raas. Ek kan nie die muise oor hardloop nie." Koning Leeu sê vir hom: "Wel, ou uil, ek het 'n plan nodig om in hierdie wildiewe se kamp in te kom. Want hulle wil natuurlik nie oopmaak nie. Hulle gaan nie vir diere oopmaak nie. En daar's klomp wilde diere daar binne wat ons wil red. Maar hoe kom ons daar binne? Kan jy dalk oorvlieg en kyk of jy die deur kan oopkry?" En die uil sê vir koning Leeu: "Wel, ek het al baie probeer, maar raai wat? Mense het vingers nodig om pinnetjies uit te trek. Ek sal dit nie kan regkry nie, pinnetjies. Kan jy 'n aap oorvlieg?" Nee, aap is te swaar vir my." En koning Leeu dink: "Hoe gaan hy 'n klomp apies binne in daai kamp inkry? Ek het Dalk gaan hulle apies vang. Wel, daar's nie 'n boom daarna by daai muur gewees nie. Die wildiewe het daaraan gedink. 4 meter hoog, olifant kan nie so hoog gooi nie. En hulle gaan 'n olifant sien kom van 'n myl af en 10 teen 'n olifant ook vang. So wat maak koning Leeu? Hy praat met hierdie uil en die uil sê vir hom: "Wel, ek het eendag gedink, kom ons gee vir hulle 'n geskenk." Wat? Hulle gaan nie nee sê vir 'n geskenk nie, nee. Hoekom wil ons vir hulle 'n geskenk gee? Kom ons steek apies in die geskenk weg. Gaan ek vir hulle apies geskenk gee? En koning Leeu sê duidelik vir daai uil: "Uil, jy verstaan duidelik nie wat ons hier probeer doen nie. Ek wil nie vir hulle meer diere gee nie. Ek wil die diere daar binne red. Hoekom gaan ek vir hulle apies gee? Ek hou van apies." Maar die uil sê: "Koning Leeu, jy verstaan nie. Kom ons bou 'n zebra. Binne in die zebra sit ons apies en ons gee die geskenk vir hulle. Wanneer hulle die geskenk vat en binnekant sit, kan die apies uitklim en die penne ooptrek en die knoppie druk dat die hek oopgaan." Dink koning Leeu. "Dink jy hierdie plan kan werk? Want hoe gaan ons 'n zebra kry?" Sê die uil. "Kom ek gaan wys jou."
'n eind van daar af was 'n kamp. En daardie kamp was dit die jaarlikse Bosveld Bazaar. En raai wat was die groot dier van hierdie kamp? 'n opblaasdier? Zebra. 'n Zebra. So koning Leeu en die uil het besluit, hulle gaan daai zebra bietjie leen. Want hulle is nie wildiewe nie. Hulle leen net bietjie hierdie groot zebra. Julle, 'n zebra so groot soos 'n olifant gebou in die bazaar en reg in die middel van hierdie bazaar. Aan hierdie zebra is swaaie vas. En koning Leeu dink, hoe gaan ons hom geskuif kry? Wel, gelukkig was hy op wielietjies. Hy het 3 olifante gekry om te stoot, julle. So saggies as hulle kan, het hulle daar die groot zebra. En raai wat was hierdie bazaar se naam? Trojan. Dit was die Trojankamp se bazaar. Wel, hulle het hom gevat, op 'n trok gelaai, baie versigtig laat die mense nie sien nie, met hierdie trok, apies gekry om weg te ry. Julle, die apies ry weg met daai trok. Mense soos, daar gaan die kermis. Hulle het by die wilddiewe se kamp gekom. Apies het vinnig gespring, binne in die middel van hierdie zebra aangespring. En raai wat? Toe daai wilddiewe sien hier soos 'n trokkie voor hulle hek. Met 'n massiewe zebra dink hulle, ons wil ook swaaie ry. Natuurlik het hulle daardie trok in hulle kamp ingery, daai massiewe hek toegemaak. En daai trok, daai zebra afgelaai reg in die middel van hulle kamp en gesê, "Jee, ons het 'n robotzebra gekry. Kyk hierdie swaai zebra." Wel, die baas van daardie wilddiewe het uitgekom. En hy het gejuig en was trots op sy manne. Maar waar kry hulle die ding? Hulle sê, wel, hy was afgelaai voor. Seker maar 'n geskenk vir die betroubare wilddiewe. Hulle was glad nie so betroubaar en vriendelik soos dit mense dink nie. Dit was nie eens mense wat dit vir hulle gegee het nie. Want kyk, hulle het swings gery. Daai zebra het nie rondte gespin en gedraai en hulle het gery tot die laaste een op die swaai aan die slaap geraak het. En toe klim die apies daar uit. Maar o, gatsie, van so baie rond te draai was daai apies dronk in die kop. Het julle al so baie rond te gedraai? Ja, gelukkig. Jy hoor net daai apies. Een wildief dink, hoor, daai muskiete, ek wil slaap. En die apies is, nou ja, een apie. Luister vir die ouens, sê, vinnig, gaan daar na die hek toe. Trek daai pennetjie, maar die apie, julle, in plaas van vorentoe loop hy agtertoe, in plaas van die pennetjie trek hy man se snor. Skree daai wildief, iets trek my, ek te moeg. En hy slaap, en die apie is soos, woe, hy skud sy kop. En hy sien, daar's die hek. Hy gaan na die hek toe, nou wil hy 'n pennetjie uittrek. Maar daar's nog 'n apie wat verdwaal het op pad na die hek toe. Die apie hoor, trek die pennetjie van hierdie uil, en wat maak hy? Hy trek 'n toukie. Dis 'n ou se skoenveter, julle. Hy pluk en pluk en pluk en later skop die ou se been so, hoi, en sy been skop die man langs hom. Hey, hoekom skop jy my? Pa! En hy punch hom, 'n lammie, op die ouer. Ou daar, my skouer lam. En toe sien hy, aap! Die apies kom uit! En die ander man sê, ons het nie eers apies gevang nie, jy droom. Ek droom, hier's 'n apie wat my skoen trek. En hy knyp homself. Au! Sê die man langs aan, jy knyp my! Wel, dan beteken jy's wakker. Kyk of daar 'n aap is. Ja, ek sien 'n aap. Ek droom nie 'n aap. Julle, dadelik maak hulle alarm in die kamp en die apies. Wel, hulle dronkheid van die rondspin is daarom uit hulle kop uit. Hulle spring rond oor hierdie manne om hulle julle is weer op die zebra. Maar een kry daarom die pennetjie uitgetrek, 'n ander een spring op die knoppie. Tak 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 tak. Ja, hy spring. Nou wat maak die knoppie? Oop toe, oop toe, oop toe. Daai hek weet nie of hy kom of gaan nie. En net sodra die man naby kom, dan slaan die man daardie apie met 'n stok. Die apie spring, slaan hy die knoppie raak, julle, en gelukkig gaan daar die hek oop. En hulle sien nie een die hek gaan oop nie. En die apie spring rond en die manne jaag hulle. En hulle dink, waar kom julle vandaan? Die hek is te hoog vir julle, die meer is te hoog. En die een sien 'n deurtjie oop op die maag van die zebra en sê, hulle was hier binne, hulle het ons uitoorlê, wat maak hulle? En toe, brul koning Leeu, want hy staan reg voor die hek en die manne dink, oeps, hier's groot moeilikheid. Die leeu is hier, julle. Wel daardie nag, kom ons sê maar net. Die leeu het gebrul en rondgehardloop. Ooms het geskree soos piep muisies. In daai kamp rond.
Sonder om hulle jeep te klim, hardloop hulle uit die kamp uit. Reg in 'n vangwa in van die wildpolisie. En die leeu en die apies het al die diere uitgelaat uit die hokke. En al die diere het vrygegaan. En dit is hoe Koning Leeu Trojanse zebra gebruik het om diere te red uit die hokke van die wilddiewe. Het julle daarvan gehou? Ja.